Goeienaand, liewe vriende. Die duiwel is moeslistig en hy probeer altyd so 'n wig tussen jou en in jou verhouding met die Here inwerk. Ek is nou al terug huis toe om die PowerPoint te gaan haal, wat ek so seker gemaak het, hy is op die geheustokkie, maar dit het toe nie gewerk nie. So ek sê vir julle baie, baie welkom, maar weet julle, dan kom sit ek hier en dan ervaar ek hierdie musiek en dan word ek rustig en ek hoor en ek voel die hele tyd die gaan nou, my selfoon is besig. En ek dink ek moet nou kyk, maar ek wil dit so graag met julle deel. En dit is wat nou gekry is, en ek lees dit vir julle. Julle weet van hierdie seun van landbouskool wat weg is? Die mail is vanmiddag 17:30 gevind. Hy lewe en hy's veilig, ons is dankbaar. Meer detail volg. Ons prys die Here daarvoor, né? Sy ma het so 'n groot boodskap ook gelos vir hom in hierdie dag, of in die dae wat verby is. Ons is dankbaar, hy is veilig en hy's ongedeerd. Ek herinner julle aan môreoggend se Vrydagoggenddiens 9:00. Mag ons ook daar die teenwoordigheid van die Here beleef. Ek wil julle regtig uitnooi volgende of komende Sondag, Paas-Sondag. Bring asseblief blomme saam. Ons gaan dit hier voor op die tafel los en na die diens dan gaan ons dit uitdeel vir mekaar. Kom ons word rustig en kom ons beleef die Here se teenwoordigheid. U is die liefde, daarom sorg u nie vir uself nie, maar gee u oor vir die genesing van u geliefdes. U neem ons geskonde gestalte aan en word aan ons gelyk, sodat ons gelyk kan word aan u oorgegewendheid. U is verwondbaar omdat u liefhet. U wil hê ons moet ook verbondbaar wees, dat ons soos u kan wees, en ons in ons lyding deur u liefde laat dra. Verander ons, dat die beeld van ons armoede die beeld van u liefde word. Dan loof ons u, beeld van die Vader, totdat u ons in u volëinding ook gaan kom haal. Vriende, ek lees vanaand uit Matteus 26 vir julle voor en ek wil graag hê dat ons dit ook rustig sal inneem en ook dit beleef met ons sintuie. Toe het een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die leiderpriesters toe gegaan en gesê, wat is julle bereid om my te betaal sodat ek hom aan julle oorlewer? Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, het die disippels na Jesus gekom en gevra, waar wil u hê, moet ons saam vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet? En hy het gesê, gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê, my tyd is naby, ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Toe dit aand geword het, het hy saam met die 12 aan tafel aangelê. Terwyl hulle geëet het, het hy gesê, Amen.
Ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie ontsteld, en een na die ander het hom begin vra, dit is seker nie ek nie, Here. En hy het geantwoord, die een wat saam met my sy hand in die kom steek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskryf staan. Maar ellende wag op daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het, as hy nie gebore was nie. En Judas, sy verraaier, sê toe hardop, dit is seker nie ek nie, Rabbi. En Jesus antwoord hom, jy het dit gesê. Liewe vriende, kom ons dink in stilte na. Ek vir jou 'n vraag vra, terwyl jy daar sit in die bank, kan jy dit rustig, ernstig oorweeg en dit vir jouself antwoord. Was jy al ooit huiwerig of skaam om vir Jesus as die Here te bely? Was jy ooit al skaam of huiwerig om op te staan en te sê dat Jesus vir jou belangrik is in jou lewe? Julle onthou in die begin van die week het ek gevra, wie is Jesus vir jou? Vanaand wil ek vra, was jy al huiwerig? Het jy al teruggestaan? Het jy al self vir jou gesê, as dit nou weer gebeur, dan sal ek sê hoe dit moet wees, hoe die verhouding tussen my en die Here is. Vanaand is 'n goeie aand om opnuut bewus te word van God se onbeskryflike genade. Want hoeveel van ons was nie al huiwerig nie, het al teruggestaan, was bang om ons getuienis te lewer, was bang om vir Jesus te bely. Maar keer en keer hoor ons net hoe groot is God se genade. Ek gaan vanaand vir julle 'n lied speel met 'n doedelsak, met 'n besondere rede. Ek wil hê daai musiek moet so in jou insny. Jy moet dit hoor, jy moet dit beleef, jy moet dit in jou hart saamdra. Hierdie musiek moet nie sag wees op jou oor nie, jy moet dit voel, so in jou borskas. Want God se genade is groot vir elkeen van ons. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit. En hy gee dit vir sy disippels en hy sê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is
tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En ek wil vra dat jy ook dit nou saam met my sal gebruik. Ek hoop julle kan dit sien in daai klein bakkies wat ons vir julle uitgedeel het. Kom ons gebruik die brood tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En toe het Jesus die beker geneem, gedank en vir hulle gegee. En Jesus het vir hulle gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die verbond wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag wanneer ek dit nuut gemaak saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Ek wil graag vir julle vanaand 'n gedig voorhou van W.E.G. Lou.
avondmaal. Daar was 'n stilte in die oppersaal, toe hy met sterk verhewe hand omdraai en sê, die man wat my vannag verraai, sit saam met my aan hierdie avondmaal. In twyfel het hy daardie woord herhaal, en wis nie dat hy voor die hannekraai soos blare van 'n boom van hom sou waai. Maar een was doodsbleek teen die lampestraal. Toe hy brood geneem en God gedank, dit met die hand gebreek en dit geseën, die beker het hy boordevol gegooi, met wyn wat dartel was en vonkelrooi. Maar hoog gehou was in geen hand voorheen ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. En toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag voor my struikel. Daar staan immers geskryf, ek sal die herder neerval en die skape van die kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus het egter vir hom gesê, selfs al sal almal voor u struikel, ek sal nooit struikel nie. En Jesus het hom geantwoord, amen, ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor haankraai 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die disippels het dieselfde gesê. Liewe vriende, kom ons dink net weer vir 'n paar oomblikke na. Het jy al ooit 'n belofte gemaak om vir Jesus te volg? Ongeag die koste. Dink vir 'n paar oomblikke na. Het jy al ooit daardie belofte gemaak om vir Jesus te volg, ongeag die koste? Of hoor u ook vir Petrus sê, nooit sal ek toelaat dat ek u sal verloon nie. Al moet ek saam met u sterf. Goeie ou Petrus moes maar ook in die stof duik. Ek self duik nog elke dag in die stof. Maar het jy al 'n belofte gemaak om vir Jesus te volg? Het jy al 'n belofte gemaak om jou kruis op te tel en te dra? Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek wat Getsemane genoem word en hy sê vir sy disippels, bly hier, sit tot ek klaar gaan bid het. Hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en op sy gesig neergeval. Hy bid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hy kom toe by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir hulle, was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En hy het vir 'n tweede keer weggegaan en gebid, my Vader, as dit nie moontlik is dat hierdie beker verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied.
En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar van die slaap. Hy het hulle toegelos. Hy het weer teruggegaan en vir die derde keer gebid en dieselfde woorde herhaal. Toe kom hy by die disippels en sê vir hulle, julle slaap en rus nog steeds. Kyk, die uur het aangebreek en die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai is naby. Miskien moet ons hierso eers vir 'n oomblik stil staan. En ons moet miskien kyk na die vraag wat ons moet antwoord. Doen jy moeite om tyd saam met Jesus deur te bring? Doen jy? Maak jy tyd om saam met Jesus deur te bring? Of is ons dalk te besig of te moeg vir gebed? Natuurlik kan ons vir ons vra, watter aanpassings kan ons maak aan ons lewenstyle? Hoe kan ons dit anders doen? Terwyl Jesus nog praat, daag Judas, een van die 12 daar op. En saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knuppels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. En Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. En toe het hulle nader gekom. Hulle het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die saam met Jesus sy swaard gegryp en dit uitgetrek. En hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, berei jou swaard op sy plek. Want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie maar net my Vader vra, en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê, dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knuppels, om my gevange te neem? Elke dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur, sodat die geskrifte van die profete vervul sou word. En daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Weggehardloop. Bang. Vriende, wat doen ons wanneer disippelskap moeilik raak? Wanneer ons nou bietjie die wind van voor kry, ook in ons manier van getuienis en ons disippelskap, en wat doen ons in die eike, wanneer dit moeilik gaan? Kom ons terug in ons huise in? Kruip ons weg? Wat maak ons wanneer COVID-19 ons in ons huise toesluit? Bly ons weg, vergeet ons van ons getuienis na buite. Hardloop ek weg wanneer Jesus my nodig het, juis nou in hierdie tye waarin ons onsself bevind. Bly ek weg van samekomste af? Bly ek weg van samekomste van die gemeente, of verwaarloos ek my dienswerk? Waarmee is ek op hierdie oomblik besig in my getuieniswerk, in my disippelskap, in my verhouding met die Here Jesus? Wanneer dinge moeilik raak,
Ons is môreoggend 9:00 is ons weer hier by mekaar. Wanneer Hannes ons saam op weg neem na Jesus se moeilike afspraak teen 'n koppie waar ons weer 3 kruise is. Die plek waar Jesus sê, dit is volbring. Kom ons kom môreoggend by mekaar as 'n familie in Christus Jesus. En ons maak bestekopname van hoe ek as disipel op hierdie oomblik lewe in hierdie gemeente. Ontvang die seën van die Here. Gaan leef dit uit in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees en bly. Amen.